vra die Here vir 'n vers volgende en hy sê vir my, verbly jou net in my. Dis al wat jy nodig het om te doen. Filippense 4 vers 4. Verbly jou in my. En die laaste deel van daai vers sê, altyd. Draai bietjie na die persoon langs aan jou en sê vir hom, ek is bly jy's hier vanmôre. Want daar is darmal vir ons almal 'n plek by die voet van die kruis vir die klaargedoende werk van Jesus Christus. Of jy oud is in die kerk, nie is in die kerk, as jy in hom is hy in jou. Amen. Mag ek vra, wie's vanmôre vir die heel eerste keer hier by ons? Wie het vir ons kom kuier vanmôre? Enige nuwe mense. Steek net jou hand so op. Daar is Stefan net hier voor vir ons. Die kerk wil julle graag bedien met 'n klein geskenkie en 'n verwelkoming. Daar is hy. Ek glo die mense wat eerste keer Jesus gesien. Daar is hy. Baie dankie. Kan ek gou vir ons afsluit? Groot en almagtige koning Jesus, Here, ons kom vanmôre in U se teenwoordigheid, Here. En ons is so dankbaar vir die klaargedoende werk op die kruis wat U vir ons gedoen het, Here. Vader, ons bid hierdie gebed geseën en gesalf op na die hoogste troonkamers van die hemele, waar U in die regterhand van God sit. Amen. Amen, kom ons staan. Nou, dit is partykeer nodig om met jou eie siel te praat. En vanoggend as ons hierdie lied sing wat vra, are you washed in the blood? Vra so 'n bietjie vir jouself en vra ook vir jou buurman of buurvrou langs jou, are you washed? Om seker te wees dat jy eendag in God se koninkryk ingaan. Amen. Have you been to Jesus for the cleansing power? Are you washed in the blood of the Lamb? Are you fully trusting in His grace this hour? Are you washed in the blood of the Lamb? Oh, are you washed in the blood, in the soul cleansing blood of the Lamb? Oh, are you coming spotless, sunny white as snow? Are you washed in the blood of the Lamb? Are you walking daily by the Savior's side? Are you washed in the blood of the Lamb? Oh, do you read His moment in the crucified? Are you washed in the blood of the Lamb? Oh, are you washed in the blood? Oh, yes, in the soul cleansing blood of the Lamb. Oh, are you garment spotless, are you white as snow? Are you washed in the blood of the Lamb? When the bridegroom cometh, will your robe be white? Are you washed in the blood of the Lamb? Oh, will your soul be ready for the mansion's bride? Are you washed in the blood of the Lamb? Oh, are you washed in the blood? Yes, in the soul cleansing blood of the Lamb. Oh, are you garment spotless, are they white as snow? Are you washed in the blood of the Lamb? Are you washed in the blood? Oh, in the soul cleansing blood of the Lamb. Oh, are you garment spotless, are they white as snow? Are you washed in the blood of the Lamb? Oh, are you washed
used to do, I do them no more. The sins I used to do, I do them no more. The sins I used to do, I do them no more. It was a glad day when I was born again. Oh yes, glad day when I was born again. Glad day when I was born again. Oh, glad day when I was born again. It was a glad day when I was born again. Oh, for the sins I used to do, I do them no more. The sins I used to do, I do them no more. The sins I used to do, I do them no more. It was a glad day when I was born again. Hallelujah, glad day when I was born again. Glad day when I was born again. Glad day when I was born again. It was a glad day when I was born again. The sins I used to do, the sins I used to do, I do them no more. The sins I used to do, I do them no more. The sins I used to do, I do them no more. It was a glad day when I was born again. Oh, glad day when I was born again. Glad day when I was born again. Glad day when I was born again. It was a glad day when I was born again. Jesus is enough. Jesus is enough. Van my Heer en vriend. Jesus is enough. Wat verlossing biedt. En zijn naam is krag. Oorwinning dag na dag. Heel die nacht verdrijft elke vijandsmacht. Jesus is die naam van my Heer en vriend. Jesus is die naam wat verlossing biedt. En zijn naam is krag, oorwinning dag na dag. Hier die nacht verdrijft elke vijandsmacht. Oh, Jesus is die naam van my Heer en vriend. Ja, Jesus is die naam wat verlossing biedt. En in zijn naam is krag, oorwinning dag na dag. Hier die naam verdrijft elke vijandsmacht. Oh, Jesus is die naam van my Heer en vriend. Jesus is die naam wat verlossing biedt. En zijn naam is krag, oorwinning dag na dag. Hier die naam verdrijft elke vijandsmacht. Ja, Jesus is die naam van my Heer en vriend. Oh, Jesus is die naam wat verlossing biedt. Want in zijn naam is krag, o ja, oorwinning dag na dag. En hier die naam verdrijft elke vijandsmacht. O, is waar, ja, Jesus is die naam van my Heer en vriend. Oh, Jesus is die naam wat verlossing biedt. Want in zijn naam is krag, oorwinning dag na dag. Hier die naam verdrijft elke vijandsmacht. Halleluja, prys die Here. Glory to God, glory to God. Die oorwinning is joune en myne vanoggend. Halleluja, die Here gee vir ons die oorwinning. En as jy vanoggend nog nie in oorwinning is en jy voel jy het oorwinning nodig, hierdie volgende lied wat ons gaan sing saam is genaamd oorwinningslied.
Vat dit vanoggend, maak nie saak wat jou situasie is nie. Maak nie saak waarmee jy struikel nie. Maak nie saak waar jy jouself bevind in jou lewenspad nie. Vat die oorwinning wat die Here vanoggend vir jou gee. Ek sien in my gees die glorie en die alma van die Heer, die allerhoogste wat in liefde oor sy koninkryk regeer. Beloof aan die heide op die volke kom hy weer. Hy is koning, hy regeer. O loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Hy is koning, hy regeer. Die Here is ons vesting wat vir altyd sal bly staan. Hy beskerm elke mens wat in geloof na hom toe gaan. Hy is ons skuiling, hy is ons wapen. Hy het die vyand reeds verslaan. Hy is die rots wat ewig staan. Loof hom, o loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Hy is die rots wat ewig staan. Kom deel nou in ons loflied, hef jou hande op na bo, blaas van syne, slaan op dromme en kom dans voor God se oor. Kom deel in die oorwinning van sy woord waarin ons glo, want sy woord sal ewig staan. Loof hom, prys hom, halleluja. O loof hom, prys hom, halleluja. O loof hom, prys hom, halleluja. Want sy woord sal ewig staan. Loof hom, o loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Want sy woord sal ewig staan. Dan moet ek juig, dan moet ek juig, my Redder en my God. Hoe groot is U, hoe groot is U, wanneer die hele schepping klink dit saam. O heerlik Heer, groot
Dan deur die hele skepping klink dit saam. O heerlik Heer, grote naam. O Heer my God, as ek in eerbied wonder en ag U werke elke dag aanskou. Die son en maan, die aarde sterre wolke, hoe U dit elke dag so onderhou. Dan juig my siel, my redder en my God. Hoe groot is U, hoe groot is U. Wanneer die hele skepping klink dit saam. O heerlik Heer, grote naam. Wanneer die hele skepping klink dit saam. O heerlik Heer, grote Halleluja. Wonderbaar, wonderbaar. Amen, U kan die sitplekke neem. Halleluja, prys die Here. Vanmôre wat die Here vir elke gemeentelid in besonder sê, my kinders, in hierdie tyd waarin julle beweeg, moet julle weet dat julle lofprysing en aanbidding julle behoud sal wees. Wanneer hierdie wêreld, sê die Here, al hoe donkerder raak en die magte van die nag al hoe nader sluip, sal dit in lofprysing en aanbidding wees wat ek julle behoue sal laat bly. Kyk, sê die Here vanoggend vir elkeen in hierdie plek, beweeg nader onder 'n mantel van lofprysing en aanbidding. Laat los nie jou lofprysing en jou aanbidding selfs in die desperaatste van tye nie. Want dit is wanneer my kinders my begin prys en aanbid, sê die Here, wat die lig in julle lewens in sal deurbreek en die magte van die donkerte sal weghou. Spreek die Here vanmôre met ons. Amen. Die wat gereël is vir die beleggingsopname kan vorentoe. Hallo julle, so my stem is 'n bietjie weg, so ek gaan try dit net bietjie korter maak. Soos wat julle weet, het ek en Sean ons eie besigheid en die laaste 2 jaar
het ons ongelooflik baie kliënte verloor, 'n bietjie baie gekry. So finansiëel het dit nie baie goed gegaan nie. En ek het laas jaar, toe ek iemand in diens geneem, sy het baie skade veroorsaak as gevolg van dit. Was die kliënt wat ek gekry het, was 'n bietjie op 'n wakkerige pad gewees. En ek het toe gebid en ek het vir die Here gevra, tweede gesê, oor die Here, ons gee ons diens, ons doen wat ons moet doen, ons is getrou. En dit was soos in my gebede het op dooie gronde gelê en ek het al begin moedeloos raak. En elke maand het ek nog steeds my tiende gegee, maak nie saak hoe swaar het dit gegaan nie. Daar was dae gewees wat ek nie eens geweet het dat ek op die tafel gaan sit nie, maar die Here het voorsien. En dit sê net, ek weet ons baie mense daar buite en ek weet julle voel partykeer soos ek voel, maar wees getrou aan die Here, want hy voorsien. Maak nie saak hoe swaar dit gaan nie, hy voorsien. Bly getrou, betaal jou tiendes, al voel julle nie, dit is die moeite werd nie, glo my, dit is die moeite werd. Die kliënt wat ek verloor het, het ek die 1 Januarie teruggekry. En dit is net amazing. My maand is vol, Sean se maand is vol, en ons is net dankbaar aan die Here, want ons bly getrou, ons bly op ons knieë by hom. Dankie julle. O Heer my God, as ek in eerbied wonder in al die werke elke dag aanskou. Die son en maan, die aarde, sterre, wolken, hoe ieder elke dag so onderhou. Juig saam met ons. Dan juig my siel, my Redder en my God. O groot is U, O ja, o groot is U, wanneer die hele schepping klinkt de staan. O heerlijk Heer, die grote naam. O heerlijk Heer, die grote naam. amen. Kom ons gee vir die Here 'n lofoffer. Net daar waar jy is, sluit jou oë. Ons stel pastoor Frans Nolte aan die woord van NLK Gemeente. Kry jou Bybel reg en maak jou hart oop vir die Heilige Gees. Here, dankie vir dit wat U vanoggend ons in staat gestel het om te gee. Ons bid dat hierdie saad nou vrug sal dra en nie net 10 of 100voudig sal terugkeer nie, maar veelvoudig in die naam van Jesus Christus. Amen. En amen. Prys die Here. Baie dankie musikante. Julle kan julle sitplekke neem. NLK. Wie weet nou nog nie wat is ons maandtema nie? Nee, dis ons jaartema, maar ek bly julle weet dit. Halleluja. Nee. Ons maandtema is yes, 'n wolk van getuies. Nou vanoggend wil ek met jou gesels oor Johannes die Doper se getuienis. Want hy het 'n amazing getuienis. En sy getuienis kan opgesom word in maak ruimte. Nou Michael, jy kan aangaan. Ek wil vanoggend vir jou dit vra. Het jy al ooit gehoor iemand sê make room? Donald Trump was 'n jaar in sy vorige, of 'n tyd in sy vorige termyn, was hy daar by die Verenigde Nasies, een van hulle groot kongresse.
En wat wonderlik is, toe hy nou nader kom, jy moes tog hierdie klip gesien het, toe stamp hy die man voor hom uit die pad uit en hy gaan staan so voor hom. Hy het eintlik vir hom gesê, make room for me. Een van die eerste goed wat ek doen as ek in 'n nuwe plek intrek, ek maak ruimte. Ek gooi die ou goed weg, ek gooi die stikkende goed weg, ek vat dit weg wat nie meer werk nie en ek implementeer dit wat werk en sit ons meubels reg. Dis maar wat ons almal doen, is dit nie? Ons maak ruimte. Maar Johannes die Doper wil vir my en vir jou vanoggend leer dat ons moet ruimte maak in ons geestelike lewe. Jy moet ruimte maak in jou finansies hierdie jaar. Jy moet ruimte maak in jou emosies, maar ons moet ook ruimte maak in ons kerk. Jy kan net ruimte maak deur van onbenodig hier ontslae te raak. En kom ons bly 'n rukkie hierso, want ek en jy moet besef dat as ons wil ruimte maak, moet ons van sekere goed ontslae raak. As jy wil ruimte maak in jou huis, raak ontslae van die goed wat jy nie meer gebruik nie. Van julle gaar op. As niemand dit nog vir jou sê nie, gaan ek dit nou vanmôre vir jou sê. Broers, van julle motorhuise is 'n opgaar plek. Jy het in jou lewe nog nooit daai spanner gebruik nie, maar hy's daar. Suster, daar's borde en messe en virke in jou kas en in jou kombuis wat jou ma laas gebruik het voor sy dit vir jou gegee het en die goed is nog steeds daar. Ek het al hierdie dokumentêre gekyk van hoarding. Wie het dit al gekyk? Jetige, dan hoor daai mense, hulle gaar op, dis bokse. Jy moet so tussen daai bokse kruip. Jy moet amper half tussen daai bokse, jy moet op dit loop. Dis net goed oral. En die enigste plek om ruimte te maak is jy moet van daai goed ontslae raak. Jy moet ontslae raak van dit in jou lewe wat onbenodigdhede is. Finansies is dieselfde. God kan jou nie seën in jou finansies as jy vashou nie. Jy moet gee. Ek gaan gou 'n voorbeeld gebruik. Kom ek wys julle hoe werk hierdie maak ruimte. Kom jy gou hierso Dion. Nou staan sommer net hier. As hierdie man se hande vol goed is, hou jou hande so lekker bak. Altwee. As hierdie man se hande vol goed is, vol dinge, klatter, onbenodigdhede, kan hy nie probeer daai water drink. Probeer. Hy kan dit oplek, maar hy kom nie by die volle seën uit. Die wag is nog nie klaar nie. Nou is sy hande skoon, hou jou hande. Probeer daai water drink. Nou kan hy ten minste drink, want hy het ruimte gemaak. Kind van die Here, as ek en jy goed in ons lewe het wat onbenodigdhede is, maak ons nie ruimte vir dit wat God eintlik vir ons wil gee nie. In jou emosies kan jy vanoggend saam met my sien, dat as jy mense in jou lewe nie kan vergewe nie, of as jy haat in jou lewe het, of bitterheid in jou lewe het, dan kan jy nie ruimte maak vir dit wat God vir jou wil gee vanoggend nie. Jy kan nie ruimte maak vir God se liefde en vir God se oorvloed en vir God se voorsiening as jy nie ruimte maak nie. En in ons kerk moet ons ook ruimte maak. Dit is hoekom hierdie jaar se tema gaan is. Want baie mense gaan nog gaan sodat God kan ruimte maak vir nuwe mense. Amen. Jy moet ontslae raak van onbenodigdhede. Nou ons gaan aan vanoggend. Ek wil saam met jou lees in Johannes 3 vers 27 tot 30. En hierdie spesifieke vertaling sê hierdie woorde van Johannes die Doper so mooi, want onthou Johannes die Doper het 'n getuienis vir ons vanoggend. Hy sê in Johannes 3 vers 27, sê Johannes die Doper, die mens kry nie net bloot iets nie. Begin Johannes, jy kry nie net iets nie. Alles wat jy het word deur God aan jou gegee. En julle weet mos dat ek vir julle gesê het dat ek is nie die Christus nie. Ek is maar net soos 'n boodskapper wat voor hom uitgestuur is. Laat ek vir julle 'n voorbeeld gee. Die bruid is bedoel vir die bruidegom en oor hulle gaan die troue. Die vriend van die bruidegom, die strooijonker, help maar net. As hy die bruidegom self voorpraat, mag dit hom baie bly. So is dit tussen my en Jesus ook. Daarom ken my blydskap nou nie 'n einde nie. En dan sê hy die volgende, in die 33 vertaling sê hy, en ek moet minder word, sodat Jesus meer moet word. Maar hoor wat sê die boodskap. En hy, dis nou Jesus,
moet al hoe meer in die kalklig staan, terwyl ek stadig aan van die toneel moet verdwyn. So moet en sal dit wees. Johannes die Doper sê, eintlik ek moet ruimte maak vir Christus. Ek moet ruimte maak vir Christus. Nou kom ek vertel jou so 'n bietjie van Johannes die Doper en wie hy was. Johannes die Doper was 'n profeet wat net voor Christus die weg van Christus moes voorberei het. Johannes die Doper was nie Christus nie, hy moes net die weg berei het. Hy het gedoop in 'n rivier, en ek dink op 'n stadium het hy ook springkane geëet, vertel die woord van die Here vir ons, né? Sy dieet was hoofsaaklik springkane. Nou het jy al 'n springkaan vasgehou. Nou kan jy nou dink as jy 'n tandestokkie so deur hom ryg en jy hou hom daar deur die vuur, oor die kole, met sout en wit peper, 'n bietjie Tabasco sos. En as jy hom so byt, dan sy lekker hard aan die buitekant, maar sag aan die binnekant, jy sien. So wanneer jy hom so byt, dan kom die souse nou so lekker. Dis eintlik 'n baie lekker ete. Neem ek myself nou aan hier vandag. Maar Johannes die Doper was die een wat vir Christus die weg moet berei. Hy het gedoop in die Jordaanrivier. Hy beklemtoon bekering. Net voor Christus se bediening. Hy het iets gehad wat hy moes kom doen. En toe die regte tyd kom, toe moet hy ruimte maak vir Christus Jesus. Want as Johannes die Doper nog op die toneel was, want hy sê, ek moet van die toneel af nou verdwyn, dan was daar nie ruimte vir Christus se bediening nie. Johannes die Doper het besef, maar as ek wil hê dat God se plan nou in werking moet kom, dan moet ek van die toneel af verdwyn. Ek moet ruimte maak vir Christus Jesus. Weet jy, hoekom ontvang ek en jy nie, en leef ons nie die lewe wat ons moet leef nie? Want ons nog te veel van onsself en te min van Christus. Ek en jy wil die hoofkarakter in ons eie lewe speel, terwyl Christus Jesus die hoofkarakter wil wees. Ons wil die myn peanut in die pakkie wees. Elke storie het mos 'n hoofkarakter. Vir binnelanders was dit jare Ad Koster gewees. What a man, what a hero, Ad Koster. Ek dink almal wil soos Ad Koster gewees het. Wie onthou dit? Elke storie het 'n hoofkarakter. Maar as jy nog die hoofkarakter in jou storie is, dan het jy nog nie ruimte gemaak vir God se hoofkarakter, Christus Jesus, in jou lewe nie. En wanneer ons ruimte begin maak, dan kom Christus na vore. En wanneer Christus na vore kom, dan begin ons lewe reg te kom en ons lewens begin in plek te val. As jy vanmôre hier sit en jy kan sê, Here, in my hart het ek dit nog nie gedoen nie. Die hoofvers in hierdie gedeelte, die sleutelvers is in Engels sê hy, he must increase, but I must decrease. Ek moet minder word. Jy moet in jou eie lewe minder word. Jy moet ruimte maak vir Christus Jesus. Hierdie skrif herinner ons aan die noodsaaklikheid om ons eie belange op te offer en ruimte te maak vir Christus Jesus. Johannes die Doper se getuienis is dit, dat ek moet in my lewe minder word. Minder van myself, minder van my ego, minder van my belange, minder van my begeertes, minder van my drome en my ideale, minder van my seer, minder van my geld, minder van my toekomsplanne en net meer van Christus. Christus wil in jou lewe funksioneer, maar hy kan nie, want daar's nie ruimte vir hom om te funksioneer nie. Christus wil by jou werk funksioneer, maar jy het nie vir hom ruimte gemaak by jou werk om te funksioneer nie. Christus wil in jou finansies opereer, maar jy het nie daar vir hom ruimte gemaak nie. Kan jy verstaan hoekom kan Christus nie in jou lewe doen wat hy graag wil nie, want daar is nog baie van jouself en min van hom. En eers wanneer ons ruimte maak soos Johannes die Doper, dan kan Christus doen waarvoor God hom gestuur het. Johannes die Doper het 'n belangrike boodskap gehad. En hy het ook 'n baie belangrike klomp mense gehad wat hom gevolg het. Hy was eintlik 'n sterk groot prediker. Jy kan dalk van hom dink as Ad Boshoff, of 'n Jimmy Swaggart, of 'n John G. Lake. Maar weet jy, Christus Jesus sou nie sy bediening kon uitleef soos hy moes, as Johannes nie ruimte gemaak het vir die boodskap van God nie. Vanoggend gaan ek en jy op 'n reis om ruimte te maak vir Christus Jesus. En die eerste ding wat ek vir jou wil sê is, word jy minder en moenie God beperk nie.
Psalm 78 vers 1 en Psalm 78 vers 41 en net die King James version sê dit so mooi. Hy sê they turned back and tempted God and limited the Holy One of Israel. Die Afrikaanse vertaling gebruik die woord krenk, maar die Engelse vertaling gebruik die woord limited. Weet jy, ons beperk God in ons lewe deurdat ons vir God nie ruimte maak nie. Hoeveel maal wou God in ons lewe ons gebede beantwoord het, maar daar was nie ruimte vir hom nie, want ons het hom beperk. Israel, en hierdie Psalm gaan hoofsaaklik oor Israel wat uit Egipte gelei word en God wat vir hulle 'n nuwe land wil gee. God wat vir hulle beloftes wil gee, God wat vir hulle seën wil gee. Maar weet jy hoekom kon God hulle nie seën soos wat hy wou nie? Want hulle het sonde toegelaat in hulle lewe. Hierdie skrif sê vir my en jou dat sonde beperk God in ons lewe in. Die eerste ding waarvan jy ontslae moet raak as jy wil hê Christus moet in jou lewe funksioneer is, maak ruimte deur om van sonde ontslae te raak. En jy kan vanoggend hier sit en dink, niemand het my nog ooit uitgevang nie. En jy kan vanoggend hier sit en dink, ag, dis nie so erg nie. Maar kom ek vertel jou, jy beperk God in jou lewe in. Jy beperk God om te doen wat hy graag vir jou wil doen. En dan bid ons en dan sê ons, Here, hoekom antwoord U my nie? Hoekom verhoor U nie my gebed nie? Kan ek dit vir jou duidelik stel? Jy is die rede dat God beperk word om in jou lewe te werk soos wat hy moet werk. Here, hoekom werk my huwelik nie? Wat gaan aan tussen my en my vrou? Tussen my en my man? Wel, kind van die Here, jy het God beperk deur sonde in jou huwelik toe te laat. Maak ruimte vir God om te beweeg, maar God gaan nie beweeg waar daar sonde geklatter is nie. Wie het al daai Discovery Channels gekyk met daai hoarders? Iemand het al gekyk? Julle, dis vuil. Ek cringe. Dan op daai stowe sulke potte wat gestapel is. En nou omdat daar potte en goed is, nou begin die kokkerotte saam te leef. Ek het 'n ewige haat in 'n kokkerot. Dis nou die een dier wat ek nie kan hanteer nie. As ek hom sien, dan voel ek. Nou op 'n stadium het ek in Amoriek in 'n woonstel gebly daar van 'n byl op die boonste vloer en onder het nuwe intrekkers ingetrek. En hulle bring toe 'n kolonie van kokkerotte saam met hulle en hulle koloniseer ons bok. Nou moet jy weet, 'n kokkerot kan nie doodgaan nie. Al wat hom doodmaak is doom, sien ek, maar die res, as jy hom slaan, dan kom daar dadelik 'n paar eiertjies saam met hom. Elke oggend wat ek in Amoriek wakker word, dan is daar klein kokkerrooitjies in die kombuis, kleintjies, babas, hulle is so cute, sulke klein kokkerrooitjies. Hulle is nog op doeke. En sover ek loop, maak ek hulle almal dood. En ons verstaan nie waar kom hierdie kokkerrotte vandaan nie. En Amoriek gaan eendag af onder toe en sy vra iets vir ons onderste bure. En weet julle, toe sy so inloer, toe sien sy al hierdie bokse, al hierdie klatter, al hierdie dinge. En sy sê vir my, hulle kom deur die dreinpype. En ons begin die proppe in die aand in te los en die kokkerrotte is toe nou verby. Jy weet, spoel hulle elke oggend af wat hulle terug gaan waar hulle vandaan kom. Maar wanneer ons begin om op te gaar en wanneer ons sonde begin opgaar, dan begin onreinhede en onheilighede ook in ons lewe in te kruip. Dan begin my spraak verkeerd te wees. My handel begin om verkeerd te raak. My denke is verkeerd. Daar's kokkerrotte in my lewe in en God kan nie skoonmaak nie, want daar's nie ruimte vir hom om skoon te maak nie. Jy weet, die beste manier om van so iets ontslae te raak is, jy moet al jou meubels uitdraai, jy moet skoonmaak, jy moet al die meubels skoonmaak, jy moet fumigate. Wie ken daai doomfogger? Dis 'n oulike ding daai, druk hom so neer, dan spuit hy nou die hele plek so vol, en hy maak alles dood. Maar jy gaan eers moet skoonmaak, kind van die Here. Jy beperk God deur jou sonde. Die tweede aspek wat ek vanoggend oor maak ruimte met jou wil praat is dat jy moet ruimte in jou hart maak vir God. Efesiërs 3 vers 17 sê, sodat Christus deur die geloof in julle harte mag woon, terwyl julle in die liefde gewortel en gegrond is. Christus gaan nie in 'n hart kom bly wat nog aan Satan behoort nie. Die van julle mans wat nou 'n vrou aan die dood afgestaan het, of 'n geliefde aan die dood afgestaan het, of geskei het, sal weet as 'n nuwe vrou kom, dan wil sy nie met die ou vrou se meubels opgeskeep sit nie. Kom nou. Sy laat daai goed so stadig maar steker verdwyn. 'n Foto hier, 'n koppie daar,
Want sy wil haar eie goed kom establish en sy moet ruimte maak en die enigste manier hoe sy ruimte kan maak is, sy moet van die vorige persoon se goed ontslaa raak. Nou laat ek nou nie te veel oor dit sê nie, maar ek het ook nou al geleer as 'n pastoor kom en gaan, die eerste ding wat die nuwe pastoor doen is hy raak ontslaaf van die ou pastoor se goed. Want dan moet ruimte gemaak word. Toe ek hier kom, was hier sulke wit doeke hier oral op gewees. My heerlikheid, ek het die goed gehaat van die eerste oomblik af, en dis ook die eerste ding wat gewaai het. Want ek moes ruimte maak. Jy kan nie vir Christus ruimte maak in jou hart as Satan se goed en as Satan self nog daar is nie. Dis 'n harde woord en dit klink nie lekker nie, maar kind van die Here, maak ruimte vir Christus vanmôre en gee vir Satan die trekpas. Maak ruimte vir Christus in jou lewe en sê, vyand, jy en jou goed en dit wat jy in my lewe kom vestig het, moet nou gaan, want Christus wil 'n koninkryk in my hart inkom vestig. Raak ontslae van die sleg, raak ontslae van dit wat nie daar moet wees nie. Die derde, word jy minder, God vul net dit wat ruimte het, en dis wat ek nou vir julle kom wys het deur dit wat Dion hier geillustreer het. Psalm 81 vers 11 sê, maak jou mond wyd oop, sodat ek dit kan vul. Dink jy, God bedoel hierdie somme net so lukraak? Hy bedoel dit met 'n rede. Hy sê vir ons vandag, maak jou lewe vir my wyd oop, maak vir my ruimte, sodat ek dit kan vul. God kan nie jou vul as jy toe is daarvoor nie. Maak ruimte vir God. Maak ruimte in jou hart, het ek reeds met julle gedeel, maar vanoggend wil ek vir jou sê hoe jy ruimte vir Christus moet maak. Raak 'n bietjie ontslaaf van jouself. Die grootste klatter in jou lewe is jouself. Om minder te word beteken om ruimte te maak vir Christus in ons lewens, deur ons trots en ons egos op te gee en ander se behoeftes eerste te stel. Nou, ek gaan 'n paar goed by jou los hoe jy ruimte kan maak in hierdie tyd, in hierdie jaar wat voorlê, om soos Johannes die Doper te kan leef en sy getuienis na te volg. Die eerste ding wat jy moet doen, skrap wat nie meer werk nie. Vir 'n oomblik raak net stil en dink 'n bietjie wat werk nie meer in jou lewe nie. Dink 'n bietjie aan projekte wat nie werk nie. Ons sal dikwels met 'n ding aangaan en ons sien dit werk nie. Ons weet dit werk nie. My ouma het altyd gesê, ek weet voor my heilige siel dit werk nie. Jy weet dit, maar jy hou aan daarmee. Jy karring aan met dit. As jy wil ruimte maak, skrap die goed wat nie meer werk nie. Nommer 2, as jy wil ruimte maak, los die goed wat jou seer maak. Ons sal so vashou aan 'n insident van 20 jaar terug waar iemand vir my 'n skewe woord gesê het. En ons hou dit vas en ons gaar hierdie seer op. En God kan nie werk nie, want daar is nie ruimte vir hom om te werk nie. Nou julle, ek onthou baie lank terug. Ek het eers in matriek leer klavier speel. En dit het baie beroerd gegaan in die begin. Verskriklik beroerd. Mense, kom ek vertel vir julle. En daar was 'n ou oom van 80 jaar oud, hy die banjo gespeel. En hy stap eendag so by die plek waar ons gebly het en hy kuier eintlik vir my oupa en nie vir my nie en hy sê vir my, Boetie, jy moet ophou speel, jy gaan daai ding nooit regkry nie, jy maak ons almal kwaad. En ek dink toe, dis nou 'n lelike ding. En vir 'n paar maande sit ek die klavier op sy en ek dink ek gaan nooit weer speel in my lewe nie. En ek hou vas aan hierdie seer. God wil vir my 'n nuwe talent leer, maar ek kom nie daarby uit nie want ek hou vas aan die seer. Daar's nie ruimte vir God om my te leer nie. Raak ontslaaf van dit wat mense vir jou eergister, 30 jaar terug gesê het. Raak ontslaaf van die bitter. Maak ruimte vir God deur van daai seer ontslae te raak. Snoei so 'n bietjie jou agenda. Jy weet, God het sy eie agenda vir jou lewe. Maar voor God sy agenda vir jou kan gee, dan vertel jy eers vir God wat jou agenda is. Here, ek wil hierdie en hierdie en hierdie en hierdie en hierdie. Dalk het dit tyd geword om dit te snoei en te sê, Here, wat is u agenda vir my lewe? Ek maak ruimte vir u agenda. Maak vandag ruimte vir God se agenda in jou lewe. Gee iets weg. Dit het tyd geword om 'n bietjie weg te gee en ontslae te raak. Hier's baie ouer mense in ons gemeente, en wat doen julle as julle nou oud is? Dan koop julle 'n kleiner plekkie en julle downscale.
En dan gee jy nou jou meubels weg, en gewoonlik wil jy dit mos vir jou kinders gee, en dan wat sê jou kinders vir jou, ag ma, ek soek nie hierdie ou goed nie. Gee dit vir die kerk. Gee iets weg. Maak ruimte vir nuwe goed. As jy 'n nuwe sitkamerstel koop, sit jy die nuwe sitkamerstel bo op die ou sitkamerstel? Nee, gee eers die ou ene weg. Maak ruimte vir dit wat God vir jou wil doen. En hou op beheer. Ons wil tog alles in ons lewe beheer. Ons wil tog alles net mooi in beheer inhou. En ons lewe is onder ons beheer in plaas van onder God se beheer. Maak 'n bietjie plek vir mense. En ek wil vir jou sê in 2026 verwag iets nuuts. Nou Michael, gaan jy nou aan daar agter. Dit bring my nou by ons getuienis vanoggend uit. Amoriek, waar is my vrou? Ek kort morele ondersteuning. Halleluja. Nou julle, ons moet ook ruimte maak. Ongelukkig. Soos Johannes die Doper moes ruimte maak vir 'n beter prediker, 'n sterker reus in die gees, en hy moes een kant toe skuif vir dit om te gebeur. Nee, kom staan sommer hier by my. Moet ek en Amoriek ook ruimte maak. En dis die aankondiging wat daar vandag is. Dit is ook ons boodskap vandag aan julle. Dis my preekrede dat Johannes die Doper se getuienis word dan nou ook my en haar getuienis. En ons huisgesin. Ons gaan nou stadig uit die kalklig uit verdwyn, sodat 'n volgende pastoor kan vorentoe beweeg. Ons het van die Here af ontvang dat ons tyd gekom het om ruimte te maak. En vir ons om ruimte te maak, dan moet ons ongelukkig gaan. So ons het bedank, ek en Amoriek by Lede in Christus Kerk. Ons maak nou ruimte vir 'n nuwe pastoor wat vanaf Februarie gaan kom. So ons het nog 2 dienste saam met julle oor en dan is ons klaar. Dan kry julle 'n nuwe pastoor, 'n nuwe prediker, 'n nuwe predikant. Nou Amoriek gaan nou verder praat en dan wil sy iets vir julle wys. En dan gaan ek die vloer oopstel vir 'n paar vrae en ek gaan ook net 'n paar goed met julle deel, dan is ons by die aankondiging. Maar maak ruimte. Jy gaan nie ruimte kan hê vir 'n nuwe pastoor as ek nog in jou hart in vassit nie, hoor. So jy moet my nou maar vanoggend uit jou hart uithaal. Amen. Amoriek. Ek het dit op my foon gesit, want ek wil julle nie regtig in die oë kyk nie. Vir 4,5 jaar het ons die voorreg gehad om julle pastoorspaar te wees. En julle was nooit gemeente nie. Julle was familie. Julle is familie. Ons het saam gelag en ons het saam gebid en ons het saam gehuil en ons het ook saam gegroei. Julle het ons harte gevorm. Julle het ons geloof sterk gemaak en ons lewens onherroepelik aangeraak. Elke gesprek, elke handdruk, elke traan en elke oorwinning sal ons altyd saam met ons dra. Dit maak seer om te groet, want liefde los altyd 'n merk. Maar ons gaan met dankbaarheid, want dit was 'n voorreg om saam met julle die Here te dien. Dankie vir julle vertroue, julle oop harte, julle ondersteuning en julle liefde. Ons bid dat God se hand steeds sterk oor hierdie gemeente sal rus. Dat julle sal aanhou groei, lief hê en julle lig sal skyn waar julle loop. In die begin het ek gesê ons het saam gehuil, ons het saam gelag. En ek wil net vir julle iets speel want ek kan nie dit in woorde omsit nie.
Julle moet nou nie huil nie, want anders gaan ek huil. Ja, dit was lekker. 5 jaar. Ja, ek onthou ons eerste biduur toe het Leefie die pak van sy lewe gekry. Ons het hier gesit, toe sy op my rug en onder my maag in. En op 'n stadium toe kon ek dit nie meer vat nie, toe vat ek hom daar agter toe. Daar na die braai area, toe dog ek as ek hom slaan, gaan niemand hoor nie. Die hele kerk het gehoor hoe ek hom voeter. Ag, dit was lekker. Ons het lekker saam met julle gearbei. 4,5 jaar het net te gou verbygegaan. Maar julle, ons het 'n taak gehad, ons het 'n assignment gehad en ek het die assignment wat God vir ons gegee het ek hier kom doen. Ek het die werkstuk gedoen, ek het dit goed gedoen, ons het lekker saam met julle gewerk en dit was lekker. Jene man, ons het hard in hierdie kerk gewerk, ons het baie moeilikheid gehad. Nee, ek jok, ons het eintlik net lekker tye gehad. So ons laaste diens gaan die 25ste wees, daar's nog net 2 dienste oor, moet asseblief nie nou by die huis gaan sit en terugsak en wegsak nie. Jy gaan nie so ruimte maak nie, jy moet nou juis inkoop. Jy moet nou juist deel wees. Kom ons kry hierdie waar deur die drif, die nuwe pastoor wat kom, sy naam is pastoor William Parkin. Hy kom van Welkom af. Hy's 'n senior pastoor. So julle kry nie nou weer 'n proefwerker nie of 'n wat is die ander woord, 'n proponent, né? Julle kry nou regtig 'n gevestigde pastoor. Hy's 64 jaar oud. Hy's 'n geseënde man in die Here, goeie prediker. Regtig iemand wat vir die Here wil werk. So byt nou vas, nou moet jy ruimte maak. Ek en Amoriek trek daarom nie ver nie, ons trek net Benoni toe. Ons ageer ook die 1 Februarie in ons nuwe gemeente daar. En ek weet die Here gaan julle seën en die Here gaan saam met julle 'n pad stap. Julle is ons vriende, julle is ons familie. En dit was lekker geweest. Dis al hoe ek dit kan beskryf. Dit was absoluut, dit was 'n joyride. As ek kon het ek nou daai pragtige koortjie van Roxette gesing, Joyride. Maar weet ek nie of dit gepas sal wees nie. Julle kan na die 25ste kan julle daar staan en ons afskeidliedjie sing. Vat jou goed en trek, Nolte, vat jou goed en trek. Maar alles gaan aan soos normaal. Al die bedieninge gaan aan, die kerk gaan aan, die gemeente gaan aan, niks verander nie. Al die dienste gaan aan. Ek preek nog elke Sondagoggend. Ek preek volgende Sondagoggend en die 25ste is dit my laaste Sondagoggend. So asseblief, bear with me. Stap die pad saam met ons. Wees bly saam met ons, reis saam met ons. As jy wil, is jy welkom om ons 'n vraag te stuur en ons te vra, ons sal julle met liefde antwoord. Maar mag die Here saam met julle gaan. Ek het ook nou nogals gedink, ek gaan nou julle somme afskrik en dan hoef julle nou nie te wonder nie. Kom ek skrik julle gou af. Want is mos nou altyd so, almal wil saam met die pastoor trek. Ek gaan na 'n Engelse gemeente toe, dierbares. Julle wil nie in Engels kerk hou nie. Julle is veilig net hierso. Mag die Here julle seën, mag hy julle versterk, mag hy saam met julle wees. Dit was vir ons lekker. Ons kinders het groot geword hier, né? Ja, 2 is hier gebore. Ek is nou klaar. Ons het die laaste geboorte hier gehad by NLK. Dit is my voorreg dan nou om vir die orkes na vore te vra, tesame ook met Neil Joubert wat vir ons gaan afsluit in gebed. Amen.